Hemelse Vader, ons is hier want ons wil vanoggend ook onsself kom neerbuig voor U. Here, want ons weet U is die regverdige God. U is die enigste ware God. Here, U is die God wat ons elkeen liefhet met 'n liefde wat eintlik onbegryplik vir ons is, dat U wat die skepper God is, wat die groot heelal onderhou, so lief kan wees vir elkeen van ons, so lief kan wees vir my, dat U bereid was om U seun te stuur om aan 'n kruishout in my plek te hang, sodat ek vergewe kan word. En daarom is ons vanoggend hier, Here. Daarom is ons hier vanoggend op Goeie Vrydag wat ons vanoggend terugdink aan dit wat dit U Jesus Christus gekos het, om dit moontlik vir my te maak om as verloste te leef. Daarom kom bid ons en vra ons dat U ons saam wees sal seën vanoggend hier, seën U woord aan ons elkeen, en help dat ons elkeen vanoggend weer opnuut aangeraak sal word deur dit wat U vir ons kom doen het. Amen. Ons skriflesing gaan uit 2 gedeeltes kom uit Matteus uit. Ek wil graag so die lyn vat van laas Sondag na hierdie Sondag toe in die kerklike jaar. So ons gaan lees Matteus 21, daar van die eerste vers, en dan ook Matteus 27 van vers 15 tot en met vers 26. So die eerste gedeelte wat ons gaan lees, gaan oor die deel wat bekend staan baie keer as Palm Sondag, dit wat laas Sondag gevier is, en dit is ook dan die begin, Palm Sondag, van Jesus se groot lydingsweek, wat vandag dan amper die einde is, wil ek sê, van sy lydingsweek. Ek lees vir ons daar saam van vers 1 tot en met vers 11 van Matteus 21. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: "Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." En dan verloop daar 'n paar dae, en dan sluit ons weer aan na hoofstuk 27 daar van vers 15 af. Die gouverneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n
berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur: "Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad." Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra hulle toe: "Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" "Barabbas," antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word?" "Kruisig hom," skree hulle almal. Hy vra: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Maar hulle skree nog harder: "Kruisig hom." Toe Pilatus sien dit help niks nie en daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid." Toe antwoord die hele volk: "Laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus." Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Ek lees vir ons vanoggend net tot sover. Ek wil eintlik vanoggend met so 'n paar beelde begin om net ietsie te verduidelik van wat ek dink ons hier beleef ook en raak sien in hierdie twee gedeeltes van hierdie verhaal van Jesus. Ek weet dit is weer Formule 1 tyd ook en ek weet daar's 'n klompie mense wat nogal redelik fanaties is oor die Formule 1. Ek ken so 'n paar mense, ek het so 'n paar vriende ook wat baie erg is oor die Formule 1 en dit kyk en vir jou presies kan sê wie loop voor en hoeveel punte is hierdie en agter daai en want dis regtig vir hulle 'n passie. Maar nou oor die jare het ek ook geleer en agtergekom dat van hulle baie fanaties sal wees oor 'n bepaalde renmotorjaars, bestuurders of fanaties oor sekere spanne. En dan kom ek baie keer agter 'n volgende jaar as ek met hulle praat, nou het hulle daai spanne is nou nie meer goed genoeg nie. Nou het hulle besluit hulle verander van opinie. En alhoewel hulle vreeslik fanaties was oor hierdie spesifieke span van hulle, het die span iets gedoen of iets het gebeur of hulle het teleurgesteld geraak met die vorige seisoen met hulle span en dan verander hulle. En dan is dit vir my nogal interessant om dan te hoor, maar nou ondersteun hulle eenslik heeltemal iemand anderster. Ons kry dit baie keer met van die ander sport ook, né? Ons sien dit baie keer met die rugby ook, dat ouens baie sterk oor 'n sekere rugby span voel en dan 'n jaar of 2 later as jy weer met hulle praat, dan het hulle heeltemal van span verander. Dan sê hulle nee, hulle ondersteun nou nie met daai span nie. Nou is dit baie keer omdat daai span hulle teleurgestel het, dat daai span nie opgeleef het teenoor hulle verwagtinge nie. Sien dit met politici ook, né? Die afgelope tyd, ouens wat baie sterk vir ouens gestem het en ondersteun het, wat nou nie meer noodwendig so sterk geondersteun word nie. Hoekom? Want die verwagtinge wat mense gehad het, is nie nagekom nie, het nie vervul geraak nie. Ek dink ons almal beleef dit in ons eie lewens ook. Ons is baie keer maklik geneig om so te fokus op my verwagtinge, wat ek graag wil hê, hoe ek graag wil hê dinge moet gebeur, en dan wanneer mense my teleurstel, dan maak dit maar dat ons baie keer ook wegdraai en wegbeweeg van mense af. Nou vanoggend, vandag is Goeie Vrydag, 'n dag van nadenke moet wees. 'n Dag waar ons weer stil staan en by die kruis en onsself herinner aan dit wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Maar nou sien ons hierdie wat ek nou net verduidelik het, is maar eie aan ons mensdom. Want is presies dit wat gebeur as ons hierdie twee gedeeltes wat ek vanoggend gelees het, langs mekaar sit.
Hierdie skare hou van wat hulle in Jesus sien. Hulle is opgewonde oor hom. Hulle het bepaalde verwagtinge oor Jesus. En dan sien ons daar in Matteus 21 waar ons gelees het, dan skree hulle Hosanna vir hom. Hulle trek hulle klere uit en gooi die klere voor die donkie, dat die donkie oor hulle klere moet loop. Hulle swaai palmtakke. En dan net 'n paar dae later, dan skree daai skare, kruisig hom. Dan skree daai skare, laat eerder Barabbas, die krimineel, laat hom eerder vry, en kruisig eerder Jesus. En dit gaan maar oor verwagtings. Het gaan oor 'n bepaalde siening, 'n bepaalde verwagting wat hulle gehad het rondom die Messias. En dan sien ons dat hulle het hierdie verwagting gehad dat die Messias die een gaan wees wat op die ou en van die dag hulle politieke drome gaan laat bewaarheid word. Dat hy nie net 'n geestelike leier gaan wees nie, maar ook 'n politieke leier wat hulle gaan verlos van die juk van die Romeinse regering. Dis hoe hulle gedink het, dis hoe hulle geglo het wie die Messias gaan wees. Dit was hulle verwagting, hulle prentjie van wie Jesus moet wees. Hulle het hierdie persoon verwag wat met mag en met krag die Romeinse regering gaan omverwerp en weer die Jode aan bewind gaan stel. En dit was hulle verwagting, en dis hoekom hulle so opgewonde is wanneer Jesus Jerusalem toe kom. Hulle het hier verwagting gehad, Jesus gaan nou sy regmatige plek op die troon gaan inneem en koning word daar in Jerusalem. Dit was hulle prentjie, hulle verwagting van wie die Messias gaan wees en moet wees. Maar in hierdie opgewondenheid sien hulle 'n paar goed nie eens raak nie. Hulle is so opgewonde, hulle is so vasgevang in hulle eie prentjie, hulle is so vasgevang in hulle eie verwagtinge, dat hulle nie agterkom, maar wag, hierdie koning kom nie op 'n oorlogsperd in nie. Want dit was gewoonlik hoe dit gewerk het. Die koning het gewoonlik een van die beste perde vir hom uitgekies. En hy het op hierdie vurige perd dan ingekom as hulle iewerster 'n ander dorp of 'n plek of so verower het. Maar Jesus kom nie in op een of ander oorlogsperd nie. Hy kom ingery op 'n donkie. Simbool van 'n stuk nederigheid, 'n simbool van dienskneg wees. Maar hulle is so vasgevang in hierdie verwagtings, dat hulle dit nie eens raak sien of agterkom nie. Hulle nie besef, maar Jesus Christus kom vir 'n baie groter doel nie. Hy kom nie net gekom om 'n aardse koninkryk te vestig nie. Jesus het gekom sodat die hemelse koninkryk gevestig kan word. Wat baie wyer is as maar net die Jode. Wat geld vir alle mense. En dan sien ons iewers in hierdie volgende paar dae, dan kom die teleurstelling. Jesus is nie die Messias soos wat hulle gedink het hy gaan wees nie. Jesus leef nie op teenoor hulle verwagtings nie. Daar in Matteus 21 het hulle nog hierdie verwagtings gehad van hom, want Jesus het dan wonderwerke gedoen en hy kon brood vermeerder en hy kon siekes gesond maak en hy het nie teruggedeins vir die Joodse leiers of die Romeinse regering nie en daarom het hulle hierdie verwagtings gehad. Maar dan sien ons dan maak dit plek vir teleurstelling. Hulle raak teleurgesteld in Jesus, want hy is nie die Messias soos hulle prentjie gelyk het nie. Hy voldoen nie aan die verwagtinge, aan die vereistes wat hulle gestel het aan die Messias nie. En dan gebeur wat ons sien in Matteus 27. Die volk raak so meegesleer, so opgesweep deur hierdie godsdienstige leiers en die familiehoofde. Dat hierdie einste mense wat Hosanna geskree het, net 'n paar dae terug, nou skree kruisig hom.
Nou sê, laat eerder vir Barabbas vry. En daar's 'n stukkie eintlik ironie in hierdie hele verhaal. Want die enigste persoon eintlik wat vanuit 'n menslike perspektief sleg was Barabbas. Maar hy is die enigste persoon wat eintlik vrygespreek word in hierdie verhaal, in hierdie hoofstuk. Hy is skuldig, maar hy kom vry. Ons sien dat Pontius Pilatus, en daar's 'n stukkie belangrike stuk wat ons moet leer uit wat Pontius Pilatus doen. Ons sien dat Pontius Pilatus meer as een keer vir die volk sê, maar ek kry geen skuld in hierdie man nie. Maar dan op 'n stadium, dan besef hy maar dit het bepaalde implikasies vir hom. Ons weet uit buite Bybelse geskrifte uit, dat die Jode alreeds by die keiser gaan kla oor Pontius Pilatus, so hy was alreeds so bietjie onder die vergrootglas gewees. En hy besef, as hy nie vir die Jode hulle sin gee nie, gaan hulle hom gaan aankla verder, en dan is dit waarskynlik die einde van sy politieke loopbaan in die Romeinse regering. Dan is dit waarskynlik die einde van die werk, die posisie wat hy beklee het. En dit raak vir hom belangriker. Hy besef, Jesus is onskuldig, maar sy eie behoeftes, sy eie begeertes, is vir hom belangriker as wat Jesus is. En dan sien ons, wanneer hy sy hande was, is dit eintlik 'n Joodse gebruik. Ons lees daarvan in Deuteronomium 21, dat dit een van die reëls was wat gegee was, dat wanneer iemand onskuldig was aan die dood van iemand is dood gevind, dan was daar sekere offers wat gebring moes word, en dan moes hulle hande was bo hierdie offer. So is eintlik dan 'n Joodse gebruik, wanneer Pilatus kom en sy hande was in onskuld. En dan sien ons nog 'n eintlik aangrypende ding, en dis dat die volk kollektief sê daar, hulle aanvaar dat Jesus se dood, dat Jesus se kruisiging op hulle neerkom. Hulle sê dit daar in daai gedeelte, dat hulle eintlik verantwoordelikheid daarvoor vat, nie net hulle nie, maar ook hulle kinders. So wat sien ons? Barabbas, wat eintlik uit 'n menslike perspektief die skuldige een is, kom vry, maar eintlik is net hy wat vrykom. Want al was Pilatus sy hande in onskuld, weet ons dat hy nie onskuldig is nie. Hy het die mag gehad om nie toe te gee aan hierdie skares nie. Maar sy eie belange, sy eie behoeftes is vir hom belangriker. So daarom was, alhoewel Pilatus homself onskuldig verklaar, was hy nie onskuldig nie. Die volk aan die ander kant sê ons sal die skuld op onsself vat. Hoekom? Want hulle glo hulle is eintlik onskuldig. Dis hoe die volk voel. Want hulle glo wat die skrifgeleerders en die priesterhoofde vir hulle sê. Hulle glo dat Jesus eintlik die skuldige een is, want hy het gelaster, en daarom kan hulle gaan en sê, maar ag nee, ons neem dit op ons. Hoekom? Want hulle het gedink hulle is eintlik onskuldig. Hulle besef nie hulle eie skuld nie. En dan die persoon, die enigste persoon in hierdie verhaal vanoggend wat onskuldig is, Jesus Christus, is die een wat skuldig verklaar word en dan ter dood veroordeel word. Maar voordat ons dalk te vinnig wil oordeel, moet ons 'n bietjie na ons eie lewe ook gaan kyk. Moet ons hierdie verhaal ook so 'n bietjie soos 'n spieël gebruik, soos wat Jakobus vir ons skryf, om te sê dat die God se woord moet soos 'n spieël wees waarna ek so 'n bietjie na my eie lewe kyk. Gebeur dit nie maar in my en jou lewe ook soms, dat ons bewuslik of onbewuslik dalk, maar ook maar soos Pilatus optree nie? Gebeur dit nie ook soms in ons lewe, dat my eie behoeftes, my eie begeertes, my eie belange, soms vir my swaarder weeg, as dit wat Jesus ons kom leer het, en dit wat Jesus wil hê ek moet doen nie?
Gebeur dit nie maar in ons eie lewens, dat ons ook soms eerder dit kies, voor ek kies om die regte ding te doen. Dit wat Jesus van my verlang, dit wat Jesus van my vra nie. Want net soos Pilatus is ons baie keer bang vir die gevolge. Wat se gevolge gaan daar wees? As ek vir Jesus kies en leef soos wat Jesus wil hê ek moet leef. So ek en jy tree ook maar soms soos Pilatus op. En as ons eerlik met onsself is, dan besef ons maar dat ons is ook maar soms soos daai skare. Want as ons nou regtig eerlik met onsself is, dan sal ons besef, maar ek en jy het elkeen ook maar in ons gedagtes 'n bepaalde prentjie van wie God is. Ons het elkeen ook maar 'n bepaalde idee van wie Jesus is en wat Jesus moet doen in my lewe en nie moet doen nie. En dan gebeur dit ook soms dat ons idee, ons prentjie van God, soms soos die skare sin, ook nie altyd so akkuraat is nie. En dan gebeur dit ook soms in ons lewens, dat ons soms teleurgesteld staan in God, en teleurgesteld staan in Jesus, want ek het bepaalde verwagtinge gehad. Ek het gebid vir sekere goed, en ek was vas oortuig, maar dit is binne die Here se wil, en nou gebeur dit nie. Iemand word nie gesond vir wie ek gebid het nie, en gaan dood. My lewe werk nie uit soos ek beplan het dat hy gaan uitwerk nie. En dan kan dit maklik met ons ook gebeur, dat ons eintlik so 'n bietjie ons rug op die Here draai. Hoekom? Want Jesus het nie aan my verwagtinge voldoen nie. Jesus het my teleurgestel, want ek het 'n bepaalde prentjie gehad van wie of wat hy is. Daarom moet ek en jy mooi vanoggend gaan dink as ons hier voor die kruis staan. Hoe lyk my en hoe lyk jou lewe? Maar weet julle wat die wonderlike is? Is dat Barabbas verteenwoordig ook vanoggend elkeen van ons. Barabbas is eintlik in hierdie verhaal ek en jy ook. Hoekom? Barabbas was skuldig. Hy was klaar skuldig bevind, hy was in die tronk. En wat gebeur? Hy word vrygelaat. En Jesus neem eintlik sy plek in. Hy wat definitief skuldig is, stap as 'n vry man daar uit. En Jesus, die onskuldige een, gaan ook vir hom sterf. En dis ook my en jou verhaal. Jesus Christus het in my en jou plek aan die kruis gehang, sodat ek en jy, soos Barabbas, as 'n vry man kan uitstap. Wat gebeur by die kruis? By die kruis ontmoet God se liefde en my en jou sonde mekaar. En God se liefde oorwin. God se liefde oorwin die sonde. En daarom kan ek en jy as vrygekoopte mense vanoggend leef. Met die wete dat die Here Jesus my en jou ook vrygespreek het. En ja, al gebeur dit dat ek en jy soms soos Pilatus is, en soms die verkeerde besluite neem, en soms eerder kies my eie belange bo God se. Al gebeur dit soms met my en jou dat ons worstel met die Here, want goed werk nie uit soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. My prentjie van God is dalk nie heeltemal reg nie, en nou sukkel ek om te verstaan hoekom die Here soms nie ingryp waar ek gedink het hy moes ingryp nie. Maar ook vir al daai goed het Jesus klaar vir my en jou aan die kruis gesterf. En ek en jy kan as vrygemaakte mense leef. Vrygemaak van die sonde, vrygemaak van skuld. Dit is nie nodig om mee te leef met 'n skuldlas nie. Al maak ons nog steeds foute, al leef ons nie altyd soos die Here wil hê ons moet leef nie. Kan ek weet, maar ook daarvoor het Jesus klaar vir my sondes gesterf. En dis wat ons ook vanoggend hier kom vier. Mag ons elkeen
vanoggend opnuut weer nadink oor wat die kruis vanoggend vir ons beteken. Dink so baie keer verromantiseer ons baie maklik die kruis en dan vergeet ons eintlik wat het Jesus gekos toe hy daar vir my en jou gehang het. Kom ons raak vanoggend weer opnuut bewus van dat ek en jy ook maar Barabbas is. Kom ons raak weer opnuut bewus dat ons maar ook soms soos Pilatus en soos die skare maak. Maar kom ons raak vanoggend deur die nagmaal bewus daarvan dat die Here vanoggend deur die tekens vir my en jou kom sê. Maar het my en jou kom skoon was, kom vry maak van al ons sondes. Amen. Dankie Hemelse Vader, dat ons ook nou saam met mekaar die tekens kon gebruik. Dankie dat U die nagmaal ingestel het, Here, juis om ons te kom herinner aan dit wat U vir ons kom doen het. Here, help ons dat ons nie sal glo op grond van ons persepsies van wie U moet wees nie. Dat ons nie sal glo op grond daarvan dat ons dink dat U in al my verwagtinge gaan voldoen nie. Maar gee dat ons elkeen sal geloof, sy geloof 'n dieper geloof sal wees. Geloof wat glo omdat ons weet U is die enigste skepper God, Here. 'n Dieper geloof en dat ons glo, Here Jesus Christus, want ons weet U is die enigste verlosser. En daarom moet ons glo. Help ons dat ons sal aan U bly vashou, al realiseer ons verwagtinge nie noodwendig. Dat ons steeds aan U sal vashou en sal bly glo en U sal aanhou bly dien, al werk dinge nie uit soos wat ek dalk graag wil hê dit moet uitwerk. Help dat ons nie net 'n oppervlakkige geloof sal hê soos die skare, wat een oomblik Hosanna skree en 'n paar dae later skree kruisig hom, net omdat U nie aan hulle verwagtinge voldoen het nie. Help ons dat ons geloof sal verdiep, en dat ons U om die regte rede sal dien. En soos Paulus skryf, eindtyd sal volhard, sodat ons ook die wenstreep sal kan behaal. Omdat ons eindtyd volhard het en eindtyd aan U bly glo het. Nie omdat U al ons verwagtinge aan voldoen nie. Nie omdat U alles doen soos wat ons wil hê nie. Maar dat ons weet dat U, Here Jesus Christus, die enigste ware verlosser is. En Hemelse Vader, moet ons weet U as drie eenheid, die enigste ware God is. En die enigste een is vir wie ons moet aanbid en moet dien. Help ons dat ons dit ook sal gaan uitleef na 'n wêreld daar buite wat so nodig het om dit te moet hoor. Amen. Ontvang die seën van die Here wat elkeen van ons so liefhet dat hy bereid was om in ons plek aan die kruis te hang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.